Hartlike goeiemiddag en baie welkom hier op Sportstroom. Nog 'n episode hier in die Go2 Guys ateljee op Stroom Stories. En vandag saam met my in die ateljee het ons die flamboyante afrigtingskorps daarvan Hoër Volksskool Potchefstroom wat onlangs die Versekerbeker gewen het. Manne, baie welkom. Meneer Johan Herbs van daai kant af, dan het ons vir meneer Gerald Sutton en Michael de Beer, want ek vergeet ook baie dinge. So dit is almal so. Julle drie manne baie welkom en dankie vir die tyd wat julle afgestaan het om 'n bietjie te kom chat. Julle lyk mooi met julle hempies. Ek weet nie of julle hier is op bemarking of iets nie. Ons lyk maar ons lyk so. Dit lyk so. Dis deel van ons bemarking. Dis deel van die bemarkingsplan. Dis baie netjies. Daar's sy. Michael, kom ons begin sommer by jou. Volkie rugby oor die algemeen 2025. Hoe het dit gegaan? Sterkies wel. Eerstens dankie. Dis lekker om hier te wees. Ja, plesier. Waardeer dit en dis al ek dink sulke goed is goed vir die dorp en is goed om bietjie stories te kan vertel want baie keer mense sien 'n klomp goed gebeur op 'n Saterdag en dan is 'n klomp goed wat nie gebeur nie. Wat mens nie sien nie. En ek dink is altyd goed as jy een of twee stories hoor, so hoop hulle kom maar iets uit. Oor ons hele storie. Ek dink my vraag te antwoord, ek dink Volksskool se rugby 2025 was vir my op sigself was dit 'n tawwe seisoen, dit was lank geweest. Dit was baie op en af. Ons het vroeg goeie start gehad in die pikreeks en ek dink ons het 3 games in die pikreeks gewen met 1 punt. So. En toe so ons bly ons is in die semies en toe slaat die reën ons. Ja, dis die games ons plaas, ja. Ons weer. Dan oefen ons maandag, oefen ons dinsdag, woensdag reën, donderdag reën, dan sê die manne gaan ons speel, dan sê ons eers boys kom ons kyk. En dan Saterdag gaan reën. Vrydag maak ons 'n call, toe het ons die semies gemis. Toe stel ons dit uit en ek weet nie om Johan om so lank. Dis seker die eerste keer in die geskiedenis wat ek dink hulle 'n final wel het 'n semi en 'n final uitgestel. En hy's gone. Ja, so ja, verstaan en dit was ook 'n geleentheid wat jy sou wou Joel. So dis kom ek sê dit was frustrerend en dit was op en af. Toe sê ons alraai, ons gaan toer ons. Kom ons terug reg, great of ek dink toe dit uitgereën. Die semies in die final ja, so toer. O, genade. Toe sit dit en ja, toe het ons 'n baie vir ons clash gehad en obviously toe die clash wat ons verloor het. Toe ons ek kom nou by daai ene. Sorry, ek gee sommer die van die begin af. Dis reg. Ja, nee, is reg. So toe slaat ons daai ja, dit was rof. En toe travel ons weer, toe moet ons Eldorein toe, direk daarna. Of is dit eers Merensky toe? Yes, maar dis wel ver. Dis 'n baie ver rit. Yes, so goeie ry amper 8 ure so. Ek wil nou net sê, jy weet met ons travel met die hele skool se seuns, so ons praat van 150 seuns. Ja. So jy weet dis 2 groot busse en as 'n ou stop is dit nie net gou soos wat jy stop as jy op 'n lang pad is nie. Om daai 100 en klomp seuns deur te vat is ten minste 1 uur. Ja. Want jy so en jy weet hoe werk jong seuns, hulle is permanent honger. So hulle wil altyd eet en hulle wil altyd stop vir nog 'n draai. So jy sit maklik 2 en 'n half ure by so 'n trip by. Maklik. Ja, maar dit is ver. Ek dink al vlieg jy. Dis steeds ver. Baie ver. Baie ver. So toe ons Merensky toe, net so vanaand eers toe vat ons houe daar. Dit is altyd moeilik daar. Kom ons terug te sê ons hoor die manne. Jy kom van hierdie ultimate high af. Jy sou in die pikreeks final gejol het en nou as jy net vat jy verloor. Woestyn amper. Ja, dit was taaf. En obviously die res is toe nou maar is dit maar so. Ek sal seker nog by daai vraag kom. Ja, alles gelyk antwoord nie. Maar Volksskool rugby 2025 was op en af. Dit was 'n massive leerskool geweest. Dit was ook die eerste keer wat ons 3 saam afgerig het. So dit was goed geweest. Ons is uiteenlopende persoonlikhede, afrigtingstyle is baie verskillend. So ons het vroeg ook daarmee vrede gemaak. Ja, so dit was eintlik 'n great, dit was 'n groot leerskool, ja. Definitief. Meneer Johan, van jou kant af, die ou man tussen die jong manne. Hoe het meneer dit ervaar om saam met 2 jonger afrigters af te rig? Issie, ek moet sê en ek en Gerard Swart ons het baie die gesprekke gehad en
Ek moet sê ek wil Gerard nie ontbloot nie, maar Gerard is 'n ou wat sê nee, hy's nog old school. Ja. En ek dink ek het vroeg die mindset gemaak en dit het al eintlik laas jaar gekom toe ek saam met Micha gewees het. Ek het vroeg die mindset gemaak en goed is nie te sê omdat ek jare ervaring het, ek weet alles nie. En ek dink dit het my baie gehelp met die oorskakeling. Ek het geluister wat die ouens sê en baie goed het ek nog by hulle geleer. Ek dink ek gaan nooit, as jy sê jy het klaar geleer in rugby, dan moet jy uit rugby uit. Ja. Want ek dink nie jy het ooit klaar geleer nie, omdat die spel ewe skielik so baie vernuwe en ek moet nou vir jou sê hy raak baie tegnies. So as jy die mindset het van kom kyk wat ons kan leer en ons wil dit leer, dan dink ek is dit maklik om saam met ouens te werk. En veral die twee ouens, ek dink dit is ook 'n deel van ons sukses. Ons het, soos Michael sê, uiteenlopende geaardhede. Ja. Elkeen het sy eie stukkie wat hy gebring het na die tafel toe, maar ons het nooit verskil nie. Ons het baie keer gesê maar dink so of dink so, maar ons verskille wat ons gehad het was nooit ernstig geweest en dit het nooit oorgeloop op 'n geskil. En dis wat belangrik geweest het en ons het altyd uit 'n verenigde front uitgepraat as ons voor die seuns bymekaar gekom het. As ons by spankeuses kom of 'n tipe gameplan, dan het ons met mekaar gepraat daaroor. Maar nooit het ons regtig vasgesit nie en ek dink dit was 'n groot deel van ons sukses geweest. Die verenigde front wat ons as afrigtingkorps na die seuns toe oorgedra het. Ag, ja, dis nice. Gerald, nou is dit jou beurt. Welkom jou ook. Dankie. Hoorie, sê jy vir my gou as buiteafrigter. Hoe het jy Volkie se rugbykultuur ervaar toe jy nou al begin afrig? Kyk, ek is daarom nou al 'n goeie, maar sê 7 jaar by Volkie, so mens voel nie meer soos 'n buiteperd nie. Jy voel deel vir die skool, of jy daar hoort, soos hulle sê, brokkie van jou hart, wat daar is. En ek dink die inslot dis maklik. Almal het 'n mentaliteit van ons wil Volkies beter maak en ons wil hulle sterker maak. En ek dink dit is ook eengesind met van die kinders wat ons werk, wat so uiteenlopend is. Van kinders wat van areas afkom waar dit welgestande kinders is tot minder bevoorregte kinders. Maar ek dink almal se doelwit is net kom ons werk met wat ons het, ons maak hulle beter en ons gaan net vorentoe, ons kyk nie terug nie. So dis 'n baie gemaklike kultuur om by in te val. Dis nie Dis nie moeilik nie, almal het dieselfde doelwit voor oë, ja. Okay. Michael, ek wil gou by jou hoor, Johan het 'n bietjie gepraat van die gameplan. As jy nou teen Elderein 'n sekere gameplan wil speel en Gerald wil 'n gameplan speel en meneer Johan wil 'n gameplan speel. Hoe besluit julle, okay, wat een is nou die regte een om te speel? Jy het nou gesien dit reën en daar's ander faktore ook. Julle het seker 'n A, B en C. Ek dink jy kan sê wat is ons gameplan? Kyk ek het hierdie jaar defense gecoach. Okay. Alright. So ons het vroeg by mekaar gekom, so kom ek begin op 'n punt het ons gesê, okay, luister, wat almal coach in 'n mate alles, maar elke ou het iets wat hy like. Wat hy like, ja. En Gerald het gesê hy like attack en hy's nogals kreatief. Soos hy kom met nuwe goed. Rassie die tweede. Ja, hy like hy hou van dit. Okay. Johan obviously in sy forwards. Dit is ook nogals ja, dis karakter, dis ook nogals jy moet dit ook nogals beleef. Jy moet 'n bietjie daar in die roup soos om te sien hoe hy met hulle operate. Dis ook quite special, ja. En obviously ek defense en ek dink nie daar was ooit 'n gegiete way van wat ons gesê het soos hoorie ons gaan hierdie doen en maak nie saak wat verstaan of ons gaan werk of ons gaan by dit stiek nie, maar ons was ook hard. Daarby wil ek ook sê ons was nie vir kleermannetjies nie. Ons het nie teen hierdie ouens dit try doen teen die ouens dit. Okay. Ons het nie 'n rigiede plan gehad nie, maar ons het 'n plan, ons het na ons span gekyk. Yes. Ons het meer eintlik na ons eie span gekyk as die span teen wie ons speel. Ja. So ek dink ons het vir mekaar vroeg in die seisoen gaan sê, luister, hoe lyk ons span en wat sal by hierdie span pas? Want baie keer bedoel ek wil miskien goed op defense doen en Gerald wil 'n sekere attack shape speel wat mooi is en om jou hand wil, maar jou span laat dit nie altyd toe nie. Dis nie mooi van skoolrugby. Ja. So jy kry nie 15 seuns of 23 manne wat almal op dieselfde level is. Jy doen nie. So jy kry laities wat een ou speel rugby want hy wil net op die bus ry.
Die ander ou speel rugby want hy wil 'n bok word. Alright. Verstaan, 'n ander ou speel rugby want hy wil net nie Saterdag by die huis sit nie. Ander ou speel rugby want sy pa sê hy moet. So dit is die levels is So jy way verskillend. Verstaan, so voordat jy na ander skole kyk, wel dis my filosofie. Ja. As voordat jy na ander skole kyk, kom ons kyk na ons. So wat wil ons doen, ja. En ek dink ons het altyd na ons het gesê, weet jy wat, so ons het altyd Fokkies, hulle hou van duik, hulle is nogals, hulle hou van tackle. Hulle like die duik, ja. Ja, soos as hulle in 'n goeie posisie kan kry om te tackle. En dan sien een of twee special goedjies agter wat obviously wat aan Gerald na 'n party toe bring en dan noem hy aan. Hy sal nou nie presies die woorde gebruik. Hulle kom daarop neer, hy kry hulle reg om te mol en so aan. Ja. Daarvoor Hulle weet van hulle raak alright, ja. Ja, ek dink as 'n ou die etenkamer kan domineer, dan kan die ouens agter kan hulle maak wat hulle wil. En ons het dit redelik reg gekry. So maar dit is ook moeilik as ek dit kan bysê. Dis ook sterkes is moeilik want dis ook nie net van hoor jy kyk gou games van 'n span, sien hoor jy identifiseer 5 hoe ek goed en dan punch ons hulle daar. Dis nie so eenvoudig nie. Want jy werk nie met professionele rugby spelers nie. Jy het 4,5 ure van Saterdag tot die volgende Saterdag. Jy het 3 dae om te oefen, 'n uur en 'n half elk. Ja. So ek dink ons het gekyk wat ander spanne doen. Bloot net om te kyk waar kan ons bietjie versterk aan defense in ons stelsel wat ons klaar gebou het en waar kan ons versterk op attack in ons stelsel wat ons reeds gebou het. Maar om elke week totaal en al te verander. Jy vat 2 maande amper om net een drill by hulle te leer. En dan dit is nog steeds jy sal kan hulle dit mekaar maak. Ja, so jy het van jou basis, jy bly probeer bou op dit en jy sal goedjies add soos hulle vaardighede ontwikkel in die seisoen aangaan. Maar is nie elke week iets anders dan nie. Ja. Meneer Johan, ek wil gou daar by meneer gehoor. Die clash. What happened? Wat het gebeur daar? Ek het gewonder of jy kan hier 'n moeilike vraag vra. Ek vra my vir die ou garde daai. Daar het niks gebeur. Ek dink daar sê Michael nou, daar het niks gebeur nie. Ek dink net ons het nie die dag opgedaag nie. Okay. Ek dink gegeewe dit wat ons die ouderdomsgroepe wat voor dit gespeel het, die jare voor dit, was hulle heeltyd boogimmies en almal het gedink omdat as hulle onder 15, onder 16 gewen het en ons het net gewen of ons het gedra, dit sal beter gaan as ons net die 2 groepe bo saam sit. En dit het nie gebeur nie. Ek bedoel jy moet nog steeds op die veld rugby speel. Jy kan nie op geskiedenis gaan en sê dit moet hom herhaal nie. Dit kan nie gebeur nie. En ek dink net bloot die feit die dag ek wil nie sê dit kon anders te gewees het nie. Ek dink daar was 2-3 gewees wat ek persoonlik dink moes gewees het. Die 1-3 was bo gewees. Ons hakker het onomwonde daai ding gedruk. Hy is net nie toegeken nie. En ek dink as ons gaan kyk na die point deficit op die einde van die dag, het so 1-3 of 2-3 kon 'n groot verskil gemaak en dit kon die uitslag verander. Maar nee, ons was nie goed genoeg op die dag en dit is die kort en die lank van die storie. Okay, Gerald, wat wil jy byvoeg daar? Dink in hindsight as mense terugkyk, mense wil nooit 'n clash verloor nie, soos die Bokke teen die All Blacks. Jy wil hom nie verloor nie. Maar soos Michael nou gesê het, is die seisoen het afgeskop, dit het goed gegaan, dit het gewerk, getoer lekker gegaan, toe kom hy klomp reën. En ek dink ons het toe weer Bergse gespeel. Dit het toe weer goed gegaan, toe ons af en toe Gimmies. En ek dink as ons daai verloor teen Gimmies en die week daarna wat teen Merensky nie gehad het nie, weet ek nie, want dit was half die draaipunt vir ons seisoen. Toe ons daai aand terugry van Merensky af, toe sit ons 3 amper so in 'n bus 60 seater ook en sê, luister hier man, right. Wat nou, hoe draai ons hierdie skip om? Dit het altyd goed gegaan, maar nou moet ons begin aanpas. Nou moet ons stelsel bietjie anders bou en dit moet vlot loop. So was nie 'n lekker dag nie. Ek dink ons klomp goedjies wat nie goed gegaan het nie. Maar ek dink vir waar ons geëindig het, is dit die beste ding wat kon gebeur het met ons as groep op daai stadium. So. Wie gaan daar by jou, hoe het jy gevoel na daai verloor? Nee, dit was vir my baie sleg. Ek dink dit was ek sê ook altyd en dis 'n filosofie jy moet ver genoeg voor wees sodat wanneer beslissings wat jy voel na jou kant toe moet kom, nie na jou kant toe kom nie, dat dit nie 'n invloed het nie. En
ek het net baie kere verlore mens, want jy was nie goed nie, of jy verloor teen 'n span wat jy outplay, en dan skud mens hande, jy sê, jy weet, ek het net gevoel, ons was daai dag, ons was nie goed nie, en ek het gevoel, even, ons wil vir Gimmies ook 'n beter game gegee het. Ja. Verstaan, nie net, vat niks van hulle al weg nie. Ja. Ek dink ook hulle is 'n besonderse groep, en ek dink hulle is 'n besonderse, hulle stelsel, en ek verstaan, ek wil niks van hulle af wegvat nie, maar ek praat vir ons, ek het net gevoel, ons het baie uncharacteristiek goed gedoen daai dag. Ek dink julle dis druk, mense, atmosfeer. Ons hierdie tydste min, as jy wil regtig weet wat ek dink, my opinie oor skole rugby en wat dit geword het. Ja. Want ek moet jou eerlik, om daai week deel van dit, kyk, dis amazing. Ek moet dit vir jou gee, dis regtig. Ja, maar tot ek kry hoendervleis. Maar om daai op die opbou en die opbou. Ek weet hoe voel ek nou so 'n week. Ja. En ek speel eers nie. Ek probeer die druk weghou van ons. Ons probeer die goed filter. Maar bedoel, ongelukkig lewe ons in die society vandag is dit moet beter wees en mense soek 'n groter hype en hulle soek 'n storie en hulle soek 'n juicy storie en hulle soek iets. En mense create dit. Die koerante wil weet, hulle wil die geskiedenis kyk, hulle wil daai ding groot maak, hulle raak, want mense wil geëntertain word. Dis 'n bietjie juice, ja. En hulle skole, daar's nie 'n beter plek nie. Gaan na skole toe, en as jy 2 skole het, soos in Potch, soos volkskool en gimnasium, dan jy 'n resep vir, ons sal jou entertain. Ek bedoel, jy sal geëntertain word, so ek dink net, daar's so baie off-the-ball goedjies, en goed agter die skerms, dat ek dink, jy weet, ek oorweeg het, ek het al gesê, hoe as dit weer gebeur, sal ek donderdag uit die dorp uitgaan. Saterdagoggend moet 'n bus terugry, die game speel. Ja. Maar om daai kinders gefokus te kry, dis video's, dis sosiale media, dis video's, dis boodskap hier of boodskap daai kant toe. En hulle sê ons sê hulle, en is 'n big brag en 'n small brag en almal brag, en dis baie moeilik. Ek sê altyd, the main thing should stay the main thing. En dit raak moeilik. Dit raak regtig moeilik, en jy kan jou kinders ook nie isoleer nie. Hulle gaan toesluit nie, want hulle loop nog skool, verstaan? En die hartseer ook daarbey is, jy weet, ek dink baie van ek sal nou maar sê, van die opbou na die dag toe. Jy weet, die kind is die hele dag by die skool gebombardeer met dit. Dis van die oggend is dit groot brek, hulle trek ander klere aan, en dis al wat oor die week gepraat word. So hy sluit nooit af, en nou gaan hy huis toe vanmiddag. Nou kom hy by ouers, en die ouers sê, maar ek het daai pa gewet ons gaan wen, en daai ma sê, maar ons het dit gesê. So hulle word konstant daaraan herinner dat Saterdag is groot. Dis nie net, en baie keer is dit, daai seuns se Saterdag speel hulle teen mekaar, Sondag sit hulle in dieselfde katekisasieklas, of hulle by dieselfde ding, of hulle kuier by 'n plek, en dan het hulle lankal al vergeet, maar as die ouers nog kwaad vir mekaar. Hulle kuier nog aan by die Ek moet nog net sê, baie keer is dit voel vir my baie keer dat van daai kinders beklei die ouers se feete eintlik. Want dit is die ouers wat met mekaar 'n saak het. Nou gebruik ons vir Jannie en vir Pietie om te sê, hoorie, maar gaan sort hulle uit. En ek dink dit dra ook baie daarby toe. Baie. Maar Gerald, ek wil jou nou vra, as die coaches soveel druk het, hoe moet 'n 17, 18-jarige ouetjie daai druk kan hanteer of moet kan hanteer? Met alles wat nou saam met dit gaan. Dis sê, okay, ek is, die coaches gee my lip, my girl gee my lip, my pel gee my lip. Hoe moet daai jong, as mens nou kan sê, jong lyf, daai totale druk van daai ding kan... Ek dink in die ideale wêreld sal dit wees, want nou net soos mense nou so 'n bietjie kan filosofies raak, is dat ons doen dit vir die game, want ons is lief vir die game, en ons coach, en ons gaan oor rugby, maar as jy eintlik klaar is in 'n jaar met 'n kind, dit wat jy van die veld af met hom gepraat het, en wat julle mekaar geleer het, en hoe hy eintlik 'n beter, soos Andries altyd gesê het, 'n beter man vir sy vrou moet wees, en 'n mens vir die society, en 'n pa vir sy kind. Ek dink ons moet daar baie keer kyk na die sielkundige aspekte rondom dit, en kyk of jy as skool nie deur die jare 'n persoon kan kry wat bietjie met die kinders werk oor hoe hanteer jy algemene druk, né? So kry jy 'n bietjie druk, jy het akademiese druk, hierdie ding raak nou die grootste ding in jou lewe. Jy het jou girl het jou intussen gelos, en jy gaan al hierdie druk in die werksplek eendag al buite kry. So ek dink dis 'n element wat bietjie mense na kan kyk om te sê is net
Wie's ek? Hoe hanteer ek druk? Hoe verwerk ek dit? En ek dink as jy as coach vinnig genoeg die kinders ook kan opsom rondom dit. Maar dit is 'n chaos week en as jy ook niks daai week verby en jy dink elke keer wat kon ek anders gedoen het. Ja. Maar ek bedoel, ek net op daai noot, jy het ook self gesê, jy het gesê in die industrie, hoe baie keer het jy my gebel en sê, hoor jy het nou hierdie kliënt gesien. Of dan sê jy, hoor jy die mense, assosieer jou met, verstaan, wat aangaan daai week. As jy by volkskool, as jy die eerste span afrig, so dis, bedoel, mense keer my nie spaar, ek ken hulle glad nie. Ja. En hulle wil weet, hoe gaan dit, hulle wil weet hoe gaan met die span. So mense het 'n saak, nê. So daai is alles onderliggend. So dis wat ek baie keer vir die seuns sê, soos jy is deel van iets baie groter as net op te daag en rugby te speel. Ons probeer dit maak, maar dit is nie meer dit nie. Want volkskool se eerste span of volkskool is prominent in Potch. Om deel te wees van volkskool se eerste rugby span is prominent. Mense praat, mense wil met jou geselsies aanknoop, mense wil jou raad gee, hulle kort random ou ken jou naam, keer jou in die spaar, dan wil hy gou vir jou net gou verduidelik. Jy kry raad, kyk, jy kry net, ek het al vir mense, jy kry net raad as jy wen en as jy verloor. Ja. So, dis op te ewe. Dus ek beloof jou, wen sorteer baie gemors uit. Ek het dit al geleer. Ja, maar as jy wen, is dit die spelers. As jy verloor, is dit die afrigters. Dis ongelooflik. Maar ek moet ook sê, Driekus, jy weet, ek dink, ons het nou nog gepraat oor 'n buiteafrigter. Ek dink nie ons het ooit, en die seuns het ooit vir Gerald gesien as 'n buiteafrigter nie. Vir ek en Mieg is dit baie maklik gewees. Ons het daai ouetjies 24/7 op die stoepe gesien en ons praat met hulle en hulle kom sommer na jou klas toe en hoor jy wat ek sê. Maar Gerald het die spesifieke groepe, Gerald van onder 14 af gekom. So hy was vir hulle soos 'n pa gewees. Hy het hulle geken, hy het hulle gaan kyk na hulle ouers by die huis toe hulle graad 7 gewees het. So hy was nooit as 'n buiteafrigter onder hy seuns. Hy was as een van ons gewees. En ek moet sê, dit maak dit maklik om seuns onder jou vlerk te hê en heeltyd jy leer naderhand 'n kind ken. Jy sien sy gesigsuitdrukking, sy loop op die stoep en sê vir jou, dat's fout. En ek dink 'n ou moet dit kan gebruik en ek dink dit is ons voordeel. Jy connect op 'n ander vlak met 'n seun wat by jou rugby speel as wat 'n kind wat net by jou aan die akademie is. Hoor jy wat ek sê? En ek dink dit is waar ons sukses ook gewees het. Ek bedoel Gerald kom en sê jy het geweet van dit en dit van Piet. Dan sê ons nee, maar hy weet dit. Hoor jy wat ek sê? Ons het mekaar aangevul. Ons het mekaar ingelig oor dit en dan het ons omgesien na die ouetjies se wel en wee. En dan is dit makliker vir hom om die druk te verwerk. Dis nie net jy gooi hulle daar buite en sê hoor jy moet maar swem en kyk of jy kan mooi kom. Kan nie gaan ja. Maar nou, soos julle nou praat, dis heavy druk op 'n kind, op julle coaches. Okay, julle die game verloor. Wat gebeur in die kleedkamer na so 'n game? Ons het nie klous gehad daar nie. Okay, gebeur onder ons gazebo. Okay, wat gebeur? Want ek dink dis 'n totaal en alle dis 'n hartseer dag vir coaches, vir kinders, vir ondersteuners. Wat sê julle wat nou ook hartseer is vir 'n kind? Ek dink so situasie. Ja, begin trouens net eers bymekaar kry. Ja, maar dit vat 'n ure, ja. So want almal is geskatterd. Ja. Maar obviously, dink jy groot ding is wat ons as afrigterspan goed gedoen het hierdie jaar? Behalwe dat ons al drie nooit op dieselfde tyd opgewerk was nie, né? Elkeen is sy eie tyd opgewerk. Dit was altyd 'n koel en kalm kop of twee. Ja. Okay. Maar ons het in 'n stelsel ingekom wat ons sê of ons nou jou clash verloor het of 'n game verloor het of jy het baie goed gewen. Na die game sê ons vir die seuns dankie. Ons is trots op jou. Ons net die emosie bietjie uit die goed uithaal. Dat ons net gaan die goed verwerk en dink. En dan sal ons maandag sê, alright, terwyl almal nou kalm is, jy het bietjie oor die goed gaan dink en jy kan dit op 'n beter manier oordra. Dan sal ons gesê, luister die kerels, hierdie goed was goed, hierdie goed was nie goed nie, hierdie is work-ons. So ons sal altyd meeste van die tyd na die tyd gesê, dankie, wel dan het trots op julle. Een of twee goed mee aan te werk, nie te werkie. En ek dink Mieg het altyd net vir die ouens gesê, stap jy uit, heads up, groet almal, sê dankie, gaan net aan en ons het nooit probeer na die tyd verskriklik speeches. Dis maklik om as 'n ou, jy is afrigter, want ek dink jy aanvaar of ervaar dit anderste. Dis maklik as 'n ou daar in 'n klous kom om presies te sê en om op die naam te noem wat verkeerd gegaan het. Maar ons bly werk met kinders. Met kinders, ja. Hulle wil dit dalk nie daai tyd hoor nie. Hy voel dalk hy het sy beste gegee
En ek sê vir hom, wow, jy het net dit en dit verkeerd gedoen. En ek moet sê, Michael was nogal kalm daarso. Maar weer eens is weer 'n spanpoging, maar ek dink tog ons het dit baie goed reg gekry om die jaar te sê, kom ons gaan dink daaroor. As jy 'n probleem het, praat ons oor die naweek, sê jou opinie en dan het ons op 'n maandag bymekaar gekom en gesê, maar dit het ons gebeur, ons moet dit gaan onder die loep sit en kyk wat werk nie en wat het gewerk en ons vat dit daarvan af. Maar om dit op 'n Saterdag na 'n game te doen, die emosies is hoog, alles. Jy sê dit maklik verkeerd gaan. Yes, maklik. En as jy dit gesê het, dan is dit verby, ja. Dan jy dit gesê. Ja. So, kom ek sê wat was erger is, kan ek jou sê wat was erger en om aan gaan saam my stem daar. Wat erger was is direk na die game was die Wildfees. Daai aand. Soos want dan is jy tussen jou eie mense, nê? En ek wil nie emosioneel raak nie, maar dit is maar 'n mens ek was in Gemies en ek is geen by Volkieskool en ek is lief vir Potch. Ek is baie lief vir die Suid-Dorpers. Dis my mense. Jou dan gegaan sa. Dis my naam. Wil nie soos 'n ander man klink wat goed predikt het en wat nou nie gebeur het. Ja, wat nie gebeur het, ja. Maar verstaan, daai seuns en ek dink daai aand ek en my aan moes nog die ding is ook mense het ook nooit tyd om eintlik om die goed te verwerk nie. Want ons is direk toe ons Wildfees toe en ons moes die goed daar, ek nou nog ek en hy daar in die Arend, toe kry ons mekaar. Toe sit ons in die Arend. Toe sê ons ons moet nou uitgaan. Ons moet hierdie 2000 mense hier buite. Moet hulle gaan face. Ons moet hulle face. Ons moet en ek het vir die seuns ook gesê, tel jou kop op, kry smaal op jou gesig. Alhoewel ek nie so gevoel het nie. Ek sê wees vriendelik en as jy raad kry sê dankie oom, sê dankie tannie, wees nice, wees vriendelik. Dit bepaal nie ons identiteit nie. Soos kom, ons gaan fyn wees, maar dis wat ek gesê het. Okay. Maar dis wat jy voel nie. Ja. So daai Wildfees was vir my brutal. Ja, baie. En weet jy kom as dit erg, nie omdat mense jou abuse het nie, maar dat hulle het actually omgegee. En dan voel mense jy voel jy die mense teleurgestel. Het gefaal. Jy voel jy die selfpaak ons hulle gelos. Ja. En ek weet dit is nie so nie. My vrou sê baie keer vir my, dit is nie so nie. En dit is miskien nie so nie, maar dit voel so. Maar dit voel jy, jy's 'n mens. Ja. So jy het jou gemeenskap gedrop. Ja. Want ek het al gesien met die Eeufees en die 50-10 jare en ons Eeufees, ek het al gesien wat se joy verstaan dit bring as dit goed gaan met die skool. En hier ons praat nou rugby want wat ek praat. Ja. Maar as dit goed gaan met volksskool. Ja. Dan kan jy sien as jy by 'n Wildfees is hoe dis anders. Ja, Want dis die stoere, dis die volkies wat daartoe kom. Elke jaar in uit. So dit was vir my baie erg. Dit was my erg om die mense in die oë te kyk en te sê soos hoor hier. En ek dink die mense het gedink ons gaan wen. Ja, dit ook. Dit maak dit nog erger. Almal het gesê op papier is ons die gunstelinge. Maar ek bedoel daai geuite uitdrukking, jy speel nie op papier rugby nie. Jy speel op die gras. En ek dink dit is wat vir die mense dit ook moeilik gemaak het. Hulle het gedink ons gaan hom wen. En dan wil ek nou gou 'n bietjie hoor hoe het julle dan nou omgedraai? Kyk, daai was nou 'n bitterpil om te sluk. Maar julle die koppie het julle die regte koppie is nou eintlik. Gerald het nou nog gesê dit was die terugrit van Marenski af. Daar het ons op die bus tot uitgewerk wat se posisionele skuwe ons gaan maak. Want ons gedink het dit en dit kan beter werk as wat ons heidaglik het. In 'n mate stem ek saam was dit gewees, maar ek dink die oudjies en onsself het besef as ons enigstens 'n voet in die deur wil hê vorentoe, moet ons hier vanaf huis toe alles wen. En toe val dit nou juis op Eldorein. En vir Eldorein was dit vir ons, vir ek en Mieg nog meer as vir Gerald, maar vir ek en Mieg was dit was personal geweest. Dit was die vorige jaar. Want ons het vorige jaar het ons met 1 punt verloor in die semi-final daarso. En so dit was vir ons 'n persoonlike ding en ons het dalk het ons dit doelbewus oorgedra of nie doelbewus oorgedra op die kinders nie, maar ek dink daai wen teen Eldorein het ons hele seisoen omgedraai. Want dit het die ouetjies net 'n ander belief gegee. Ja. En ek dink ons het hom ook net met 1 punt gewees. Of 2 punte gewees. 36-34. So vir my persoonlik dink ek dis die Eldorein game wat hom vir ons gedraai het. En toe slat julle in 'n final weer teen Gemies. Wat het deur julle gedagtes toe gegaan?
Julle het nou die verloor. Julle is die As selfpaak. jy ou hy beter kan verwoord as nie gaan nie. Hy sê jou presies sê. Die selfpaak het nou verloor. Die selfpaak. Dit is funny. Jy los daai kinders, hulle is ek wil nie sê hulle is anders nie, want ek wil nie hulle vergelyk met 'n chemiekind nie. Verstaan ek, want ek het niks lelik om oor chemies te sê nie. Ja. So ek praat vir volkskool, maar volkies, daai seuns, soos daar's 'n manier ons vir mekaar kyk, kan weet ons soos Dis tyd. dis nou belangrik. Ja. Verstaan. En dan ons het net gesê oor die ouens soos ons kan nie net tot hier kom nie. Soos dit is net te lank, dit is te veel prep, is te veel jare al 'n jaar voor dit. Ons het gaan kyk hoe ver het ons gekom. Toe sê ons maar Jesus, dit het ons nou hier tot hier gekom om net tot hier te kom. Jy weet. So toe na daai so wat ons weer wat ek net weer wil sê is na Eldorein was dit weer vakansie. Ja. So toe wen ons een game. Toe gaan ons weer vakansie. Dis dit 6 weke af. Nou ja, ek verstaan. Daar word net add op die 6 weke wat ek die seuns kan komplementeer en Chris wat ook nou nie hier is nie, is die seuns se effort wat hulle ingesit het. So ons Tydens die vakansie. het 'n Strava app gestig. So jy moet jou hardloop sessies log op Strava, jy moet jou gym sessies log. Chris was op hulle case. Nou en dan sal hy net op ons coaches groep sê oor die kyk die en Johan Migderot vir daai ou vas hierdie asseblief. So maar die effort wat die seuns ingesit het om te klei vir daai jersey. Ek dink dit het dit ook makliker gemaak vir ons as coaches, want hulle het effort van die veld af ingesit soos crazy. Ja. Soos baie ek dink baie keer ek sê baie vir die seuns so na die tyd van ons hartseer aan hulle nou. Sê ek soos moenie nou huil nie. Onthou hierdie maandag. Julle huil net vir 'n halfuur en dan gaan julle weer aan. Ja. Maar ek dink aan daai vakansie het hulle onthou. Soos ons onthou hoe sleg het. Ons mekaar al ons maak het 'n kringetjie gemaak op Chemie se veld. Toe kyk ons rond. Toe sê ons kyk hoe celebrate hulle sien hulle dit. Dis hoe sleg dit is. So dit gaan nie weer gebeur nie. So ons het 'n point of reference gehad wat ons gesê het ons gaan nie weer terug daartoe nie. Maar was daai druk dieselfde? Die tweede keer. Ja. Nee. Of is dit Ons was die druk was meer, maar ons was beter. beter? Ja. Ons was en ek gaan nou vir sê beter bedoel ek soos daar was nie die hele hype obviously toe Maar dis mos maar weer 'n chemie volkie. ja, maar daar was Clash nie. daar was net soos 5 dae tyd. Want dat dit het bekend geraak. Ons het nog die laaste ons het eers gespeel, ons het 'n uur gespeel voor Chemies en Jeugland. Ja. So ons het ons klaar is toe ons game wen, toe kyk ons dadelik. En ek het regtig gehoop ons speel Chemies. Want Maar jy het dit gevra. ek het gevra, soos ek het gevra, dis 'n ander storie, dis eintlik soos 'n storie in die storie. Ek onthou ek dink was dit met ons afgesluit. Ja. Dit ek soos te vra vir die Here, soos kan ons nog een keer, kan ons nog 'n kans Kan kry? nog een Want ek het net gevoel nie omdat ons moet wen nie. Dat ek het gevoel soos ons kan ten minste vir Chemies net 'n worthy fight gee, Ja. want ons was nie goed nie. Mm. Verstaan, soos jy wil ten minste net ons het respek ook vir hulle, nee. Ja. Soos ons wil hulle proper rugby game gee. Want daai dag was ons nie goed nie. Ja. Verstaan, so ja, en toe In die final ek was het so bly toe Jeugland verloor. Ek was bly toe Chemies wen. Ja. Soos game on. ja, Ek dink ek was baie bly. daai 2 weke die semi teen Bergsig in die week teen Chemie so special gemaak het is en daar sê ek dankie vir die hoof meneer PW en die Army. Die Army is volkie se tweede span. Hulle het hulle eie tradisie en storie agter die naam. Maar daai seuns het alhoewel hulle seisoen verby was en die tweedes het nooit semies gehad in die liga formaat. So hulle het hulle liga gewen vir die ja, hulle het 8/8 gewen die seisoen baie Wow. Hulle het hulle liga gewen dis dit vakansie Ja. Maar daai seuns het vir 2 weke gekom na die om tyd. teen ons eerstes te shadow, ons te duik, laat ons hulle duik sodat Ja. ons strukture optimaal kan So hulle kry. het ook aangehou en Hulle het net Aanhou. aangehou. So Hulle het nie nodig gehad Hulle het nie nodig gehad nie. Hulle Ons twee season is weke Die hoof oor. het net gesê hulle sal ons support en bystaan en hulle het dit dit maak 'n regtig gedoen. verskil. Ek dink daai senior groep omdat die kompetisie dink ek ook so Ja. taai was. So Nee, taai die was, ouens ja. wil fight vir 'n try. En ek dink daai Army manne, Ja. as jy na die tyd dink, is dankie vir dit, want hulle het ook oefening toe gekom met 'n ander intensiteit, nee. Ja. Dit was soos wel, dit was op 'n stadium kyk Kyk, ons vir die vir span was mekaar ook nie sê geset nie, né? it's real. Want It's ek real. want enige van daai, so wil ek dit sê, so enige van daai seuns kon sy plek kom. O, so is daar. Jy Bang. moet net goed genoeg wees of jy moet een van die ouens afduik.
Dan speel jy. Soos basically. En behalwe ons tweede span, Michael het gereël, ons het elke Woensdag het ons teen Kaput ook geoefen. Ons het nooit 'n vol kontak sessie gehad nie, maar Michael het maar so sat of hulle coach en so hier en daar van die ouens wat by ons geproef het, het my gesê, maak dit bietjie reël vir die seuns. Ek sal nooit vergeet, ons voorhou Kwaan. Hy het nog eendag in Kwaan, hy hou maar daarvan om bietjie hier en daar knypies uit te deel. Hy is om die Hanse tipe speel. En toe het hulle net in een man se oor, en toe Kwaan nog eens keer, dink hy spring in die lug vir 'n afskoop. Toe lyk dit of die beenlorry omtref, toe lê hy 3 tree buite die rak. En ek dink daai bietjie kontak wat hulle gevat het van 'n bietjie groter en die tempo wat ons ek dink het hulle ook bietjie iets aan. En daar was tye waar dit goed gegaan het, want ons Kaput laat hardloop het en ons het ewen gaan skor teen Kaput. Hoor jy wat ek sê? So dit het die ouetjies ook weer 'n ander belewing gegee. So ek dink alles het saam net gekei en geklik op die regte tyd. Okay, maar toe julle nou die beker vashou. Na die hele season. Hoe het julle toe nou gevoel? Stoelik slaap. As julle nou as 'n eindvlekkie blaas en julle het hom nou die koppies daar, is dit soos 'n as iets van julle skouers af. Dis dan. Ja, dit was ek wil nie sê dit was verligtend nie, want dan voel dit asof jou hele season net results driven is. Verstaan? Die result maak dit nie die moeite werd nie, die journey maak dit die moeite werd, maar dit is lekker om die result te kry. En ek dink dit was 'n goeie game gewees. Ek dink dit was 'n vir Potch weer eens. Het julle toe nou opgedaag die dag? Ek dink ons is beter, ja. Ek dink ook nie gemis was sleg nie. Ek dink regtig dit was 'n goeie game. Die final. Vorentoe, agtertoe. Ja, ek dink die hele dag se scores was klein scores gewees. 3-4 punte. Die hele dag was dit die trend gewees. Ja. Maar ek dink emosioneel uitputtend. Ja, iets wat vir my sal lekker wees is wat ek gesê het is na die tyd, want jy skakel nie net soos jy kry net afgeskakel nie. Is eintlik om na daai wen om daai seuns in 'n bus te laai en dan gaan mense net vir so 2 dae weg saam met hulle. Of saam met die ouers en almal, jy weet. Ja, dat mense die stories kan vertel. Want nou gaan dit net aan, verstaan dit? Almal gaan uit mekaar uit en verstaan. Dis eintlik bad, ja. Daar's nie dit is eintlik soos ons het nou nie uit mekaar uit gegaan nie. Ons 3 was toe nou by mekaar vir 'n rukkie gewees. Vir 'n rukkie, ja. En 'n paar spelers geskuif, maar ons daar. Ja, Gerald, weet ek gaan nie hoekom boeke sy vliegtuigkaartjie op die final nie. Ek weet nie wat dink hy van ons is. Bly dit dan net. Maar toe bly ons en jy weet en daai aand ek onthou ons was daar, maak nie saak nie en ons sit toe in kuier en ons vertel stories en ons het soos herleef goed. Jy weet, en dit was my special. Toe my ouens weer, ek dink die eksamen het toe begin. Ja. En toe die seuns ook nie almal by die skool nie, verstaan? En nou al die stories en dit is altyd lekker van wegspeel. As jy ver terug ry, dan vertel jy herleef die hele dinge en jy vertel stories en die goed wat snaaks was en maar interessant op die stories, jy vertel stories van die seisoen. Ja. En ek kan nogal na game kan ek baie in die game recall en ek kan nogal die tellings onthou, maar ek het vir hulle gesê terwyl ons daar by die vuur sit en rustig, is hoe lekker was daai koekies nie. Ons koekies eet en dit. Ek dink ek sê net vir hulle ek gaan vanaand die game lê kyk want ek kan niks onthou nie. Ek is so. Ek kan net nie. Maar ek dink dit is die spanning wat dit want jy leef jou so in saam met die seuns en wat gebeur het is jy recall dit nie regtig nie want jy leef net vir die volgende moment. Ja. En ek dink dit is wat Gerald sê, jy weet as 'n ou tot gaan sit en jy kom tot verhaal, dan begin die goeie stadig gaan terugkom en goed. Ek dink maar dit was ek moet sê, ons 3 het mekaar gegryp, obviously mans kan nog huil. Ons het lekker gehuil, maar dit was verligting geweest. Dit's verby. Ons wou dit gehad het, ons het onsself 'n doelwit gestel en dit was vir ons verligting toe dit gebeur het. Maar lekker was dit lekker geweest. Ek dink iets was beter was iets in geweest om te drink. Daar was iets geweest, ja. Ek dink wat ons beter gedoen het is ek dink ons het vir mekaar gesê om 'n semi te jol is 'n voorreg. En nou toe die semi gewen het, sê ons is in die STC Cup. Daar's nog letterlik
Ons 4 afdelings. Daar's 8 spanne wat nog rugby oefen in die hele land. Ons is een van hulle. Dit was ons daai hele laaste week, nee. Want jy kan nie meer vir ouetjies rugby related goed. Ja. Verstaan, dis jy het alles klaar gesê. Jy gaan ook nie die gameplan verander of jy kan nie. Verstaan, dis heel dom wees. Toe sê ons is wat kan ons gaan haal om vir ouens te laat besef hier is 'n voorreg, want dit was 'n voorreg. Dis 'n voorreg om nog 'n week te kon jol. Want ons het elke keer vir mekaar gesê by die donderdag, nee, ouens, dan kyk ons mekaar in die oë en dan sê ons, "Was dit nou ons laaste donderdagsoefening ooit?" Want ons weet as ons Saterdag verloor is ons klaar. Dan sê hulle nee, dan wen ons Saterdag, dan kry ons mekaar Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, dan sê ons, is dit nou so? Is dit so? So die lekker ding was en ek dink hulle het so 'n video gemaak, hulle het so video gemaak, Johan het so 'n highlights video gemaak. En iets wat ek opgetref het, ek het die video gekyk. Toe ons so die SDC Cup die final, hoe die manier hoe die ouetjies opgedraf het. Smile op die gesig, was baie meer ontspannend. Hulle het 'n genuine approach asof hierdie is 'n voorreg. Verstaan? Wow. Ek het vir hulle gesê Die baie klein wat die verskil tussen kan ek maar sê. Ja, dis oorskot. Ek het gesê, ek sê vir ouens, dit help nie stres is as jy wonder of jou meisie swanger is. Dis stres. Dit is stres. Hierdie wat ons doen is lekker. Dis lekker, ja. En as dit nie meer lekker is nie, dan moet ons stop en vir mekaar vra hoekom is dit nie meer lekker Ja. nie. Dit kan taaf wees. Goed coach. Dit moet taaf wees. Ja. Ek sê nie lekker is net dis taaf, maar dit is 'n voorreg en as ons dit kan sien vir wat dit is. En ek dink die seuns het dit gesnap. So ewe skielik is die pressure minder. Fear of failure is minder. Dis 'n absolute voorreg. My laaste woorde was ek vir ons gesê ek wil net hê dit moet vandag lyk of julle lief is vir mekaar. As dit gelyk het of julle vir mekaar iets voel vandag en julle is lief vir mekaar, sou ons fyn wees. Sure. So Ek dink ook daai week was ons fokus was onsself. Ja. Ons het regtig min oor gimmies gepraat of dit wat was en dit wat kan wees. Dis net wat is ons structures. En ek dink vir 'n groot deel van die seisoen was ons doelwitte eintlik so eenvoudig. Dit was kommunikeer, geniet dit, kommunikeer en werk hard sonder die bal. Ja. Dis vir elke game. Dit is ons doelwitte. Ons het dit in die ouens ingedrul van die oefening tot die game. Want ons is oortuig as daai goed in plek val met dit wat die coaching staf gedoen het dan En ek dink wat vir ons ook dit maklik gemaak het, die ouetjies se kondisionering. Ja. Ons het regtig 'n seisoen gehad wat ons nie ernstige beserings gehad het. Hier en daar klein niggles. Maar ons het nie groot goed gehad wat ouers teruggekom het van knieë af en van sleutelbene en skouers en goeters nie. So Chris het ons ouetjies regtig, ek wil amper sê toe ons hulle die nodigste het hulle op hulle perfekte kondisie gehad. Yes. En dit het bygedra want as jy elke skoot moet probeer bou in 'n struktuur en goed en jy het heeltyd 'n ander ou in die posisie want jy moet 'n besering dra en jy moet 'n besering eers kyk dat hy kan rehab voordat hy kan. Dit sit ook weer addisionele druk en ek dink daar was ons seisoen besonder geseën geweest om te sê ons het nie ernstige beserings gehad nie. Ja. Inteendeel, een van die ouetjies het met 'n gebreekte hand gespeel. Ou wil dit dan Dis nie wat ek eintlik wil sê. Jy weet hy's verlede week geopereer eers, maar hy het die laaste 3 games met 'n gebreekte hand gespeel. Jo. Ons was nie 100% elke ou nie en dis waar ek ook wat ek hier sien ek sê nou net dit klink of ek myself weer spreek. Hy sit inteendeel al lankal met die fraktuur in die hande. Maar dit het ek dink hoe die straffer die kompetisie begin word hoe meer intens die games geword het, is hy meer daarvan bewus gewees, maar dis 'n ding wat oor die langtermyn al gekom het. Seker gedink dit is geld of iets. Ons sê dit vir hulle nee, soos hulle is reg. Ons het eintlik nooit Ons het eintlik ons is nie goed daarmee nie. Ons het eintlik glad die beserings. Ja. Eintlik glad. Ja. Dis hoe Michael groet op 'n Saterdagmiddag soos hy die klokes uitgaan. Onthou, julle is nou almal reg, nie een is beseer nie, ons begin maandag oefen. Well done. So maar weet jy, soos jy sê, ou werk maar met hulle koppe op. So, maar dit het gewerk, Hoorie man, ons tyd het ons gevang. Ons gaan afsluit. 45 minute het gegaan. Dankie vir wat julle doen. En dankie vir die geselsie. Maar om af te sluit, wat lê voor vir Volkie Rugby? Vir 2006 pre-season. Hoe gaan die dinge loop? Jy gaan op my lag, maar die ouens oefen actually. Okay. So dis besig. Ja. Chris het hulle reeds soos vanmiddag soos ons hier sit, hulle in die gym in. Hulle het gevra vir 'n week want ons het ander 7 speel tot die naweek. Toe vra hulle coach kan ons 'n week afkry. Toe sê ek ja. Toe sê Johan ja. Toe sê coach, sê Chris nee. Julle gaan maandag afkry, ek sien julle dinsdag.
So hulle het 'n dag afgehad. Net 'n dag, dan is dit so. Maar om terug te kom na waarna toe ons op pad is yes. 26, obviously gaan die struktuur verander in die versekerbeker. Die pool waar ons in speel is vergroot vanaf 9 spanne na 12 spanne toe. Hulle gaan 2 bene maak van 6-6 en dan maar om geografies mekaar te kan hanteer en te kan akkommodeer en dan gaan daar oorkruis tussen die 2 bene wees en die verskil is dan kom daar 'n quarter by wat ons nie nou het nie. Okay. So jy gaan 5 pool games hê en jy gaan 1 oorkruis hê en dan 'n quarter, 'n semi en 'n final. So as jy ergens gegly het in jou pool in, dan kan die quarter jou dalk nog red en jou hier by die agterdeur inbring. Maar dis maar nog begin stappe wat hulle mee besig is, maar voorlopig is dit die formaat wat ons in die bou gaan speel volgende jaar. En obviously is ons doelwit om te kyk of ons nie kan skuif boontoe nie. Ja. So het hierdie jaar met 'n punt gemis. Eldorein skuif. Eldorein het opgeskuif, so ons het hulle gemis net. Ag. So het hulle een van hulle spanne die dag nie gewen met die finals nie, dan het ons opgeskuif. Ja, so dit kan enige kant gaan. gaan. Hoorie maar manne, baie dankie vir julle tyd. Ek dink julle moet maar gaan oefen. Julle het nie af nie. Julle moet nou maar veld toe gaan en die dinge gaan doen. Ja, jy klink coach. Maar sterkte vorentoe en dankie vir julle tyd. Dit was genuine baie lekker. Ons waardeer. Dit is 'n plesier. Ja, dit was Driekus Viljoen wat gesels het met die afrigtingskorps daarvan Hoër Volksskool. Potchefstroom se eerste rugby span. Tot 'n volgende keer, selfe plek, selfe tyd. Totsiens.